Welkom terug by Slaapstories vir Grootmense. Ons is natuurlik julle gunsteling potgooi om na te luister, so asseblief gee ons reviews en 'n paar sterre daar. As julle 'n paar sente het wat rond lê, ons sal dit beslis van julle afvat in ons donasieblokkie. En borge, kom aan, laat ons mense vertel wat julle kan offer. Skrywers, ons soek stories, ag asseblief man. Stuur dit vir ons aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. Dit maak nie saak of dit jou sussie is of jou klein, agterlange, verlangse, klein neef nie. Ons soek stories, asseblief. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi informasie as jy nog meer wil hê. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar. Vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Mensies, julle weet, die hondefamilie kan soms mense senuwee sterg. Ons kom nou die week agter Koda, die pragtige German Shepherd, se tong lyk snaaks, lê nou al na die een kant, en met nadere ondersoek vind ons hierdie vrek groote knop op die tong. Yes, ons dink bye of spinnekop of giftige plant en haasveearts toe. Daarom niks so ernstig nie. Sy moes net haar spoegklier of dies meer seer gemaak het met die kou van 'n stok. 'n flippin stok. So, R4.000 later en 'n operasie opkoop toe, is die tong nou weer normaal, maar nou is die stryd om daai vervlakste enorme pille in haar te kry, vir 'n paar dae. Hoekom maak hulle 'n hondepil so vervlaks groot? Wens my geduld toe, asseblief. Vanaand lees ons Jelend se Vaart, uit Round the Fire Stories, deur Arthur Conan Doyle. Ek weet nie van julle nie, maar ek geniet nogal hierdie klomp stories nou van hom. Wel, het ons Anglo-Japanees gesê, terwyl ons almal ons stoele nader aan die rookkamer se vuur getrek het. Dis 'n ou verhaal, en mag dalk in druk verskyn het, vir sover ek weet. Ek wil nie hierdie klipkamer in 'n kastaaiengstalletjie verander nie, maar dit is 'n lang pad na die Geelsee, en dit is net so waarskynlik dat niemand van julle al ooit van die seilskip Matilda gehoor het nie, en wat met Henry Jelland en Willie McFoy aan boord gebeur het nie. Die middel van die 60er jare was 'n opwindende tyd in Japan. Dit was net na die Shimonoseki bombardement en voor die Daimyo-affære. Daar was 'n konservatiewe party of Tories en daar was 'n liberale party onder die plaaslike bevolking. En die kwessie waaroor almal gestry het, was of die kele van die buitelanders afgesny moes word of nie. Ek sê vir julle almal, politiek was vir my mak sedert 10. As jy in 'n vredesverdrag hawe gewoon het, was jy verplig om wakker te word en belang te stel daarin. En om dit beter te maak, die buitestanders het geen manier gehad om te weet hoe die spel verloop nie. As die oppositie sou wen, sou dit nie 'n koerantparagraaf wees wat hom daarvan vertel nie, maar 'n goeie ou Tory in 'n ridders se pak, met 'n swaard in elke hand, wat sou inkom en om alles daarvan te tel, met 'n enkele hoofhou. Natuurlik maak dit mense roekeloos wanneer hulle op die rand van 'n vulkaan soos daardie leef. Eers is hulle baie senuweeagtig, en dan kom daar 'n tyd wanneer hulle leer om die lewe te geniet terwyl hulle dit het. Ek sê vir julle, daar's niks wat die lewe so mooi maak, soos wanneer die skaduwee van die dood daaroor begin val nie. Tyd is te kosbaar om dan vermors te word, en 'n mens leef elke minuut daarvan. Dit was hoe dit met ons in Yokohama was. Daar was baie Europese besighede wat moes aanhou loop, en die manne wat dit bestuur het die plek lewendig gemaak vir 7 aande in die week. Een van die hoofde van die Europese kolonie was Randolph Moore, die groot uitvoerhandelaar. Sy kantore was in Yokohama, maar hy het 'n goeie deel van sy tyd by sy huis in Yedo deurgebring, wat pas vir die handel opgestel was. In sy afwesigheid het hy sy sake in die hande van sy hoofklerk, Jelland, gelaat, wie hy geweet het 'n man van groot energie en vasberadenheid was. Maar energie en vasberadenheid is 2 snyende dinge, weet julle, en wanneer hulle teen jou gebruik word, waardeer jy hulle nie soveel nie. Dit was dobbelary wat Jelland verkeerd gelei het. Hy was 'n klein donkeroog mannetjie met swart krulhare, meer as 3/4 Kelt, sou ek dink. Elke aand in die week sou jy hom op dieselfde plek sien,
aan die linkerhand van die groepeer by Matheson se Roge et Noah tafel. Vir 'n lang tyd het hy gewen en 'n beter styl geleef as sy werkgewer. En toe kom 'n draai van geluk en hy het begin verloor, sodat aan die einde van 'n enkele week hy en sy vernoot platsak was, sonder $1 in hulle naam. Hierdie vernoot was 'n klerk in diens van dieselfde firma, 'n lang strooikop jong Engelsman genaamd McFoy. Hy was 'n goeie seun genoeg aan die begin, maar hy was klei in die hande van Jelend, wat hom in 'n soort swak model van homself gevorm het. Hulle was vir ewig saam op die jag, maar dit was Jelend wat gelei het en McFoy wat gevolg het. Lynch en ek en een van 2 ander het probeer om die jongeling te wys dat hy tot geen goed langs daardie lyn kon kom nie, en wanneer ons met hom gepraat het, kon ons hom maklik genoeg oorwin, maar 5 minute saam met Jelend sou hom weer terugswaai. Dit mag dalk dierlike magnetisme gewees het, of noem dit wat jy wil, maar die klein mannetjie kon die groote saamsleep soos 'n 60-voet sleepboot voor 'n volgetuigde skip. Selfs toe hulle al hulle geld verloor het, sou hulle steeds hulle plekke by die tafel inneem en met glinsterende oë kyk wanneer iemand anders die geld ingehark het. Maar een aand kon hulle nie langer daaruit bly nie. Roy het 16 keer agtereenvolgens opgekom en dit was meer as wat Jelend kon verdra. Hy het vir McFoy gefluister en toe 'n woord aan die groepeer gesê. "Sekerlik, meneer Jelend, u cheque is net so goed soos kontant," het hy gesê. Jelend het 'n cheque geskryf en het op swart gegooi. Die kaart was die heer van harte en die groepeer het die klein stukkie papier ingeneem. Jelend het kwaad geword en McFoy wit. Nog 'n swaarder cheque is geskryf en op die tafel gegooi. Die kaart was die 9 van diamante. McFoy het sy kop op sy hande laat rus en het gelyk asof hy gaan flou word. "Ek gaan nie verloor nie," en hy het 'n cheque gegooi wat die ander 2 gedek het. Die kaart was die 2 van harte. 'n Paar minute later het hulle langs die band afgestap, met die koel nagbries wat oor hulle koorsarige gesigte gespeel het. "Natuurlik weet jy wat dit beteken," het Jelend gesê, terwyl hy 'n seroet aansteek. "Ons sal van die kantoor se geld na ons lopende rekening moet oorplaas. Daar is geen rede om 'n ophef daaroor te maak nie. Ou Moor sal nie voor Paasfees na die boeke kyk nie. As ons enige geluk het, kan ons dit maklik voor dan vervang." "Maar as ons geen geluk het nie," het McFoy gehuiwer. "Ag man, ons moet dinge neem soos hulle kom. Jy hou by my en ek sal by jou hou en ons sal saam deurkom. Jy sal môre aan die cheques teken en ons sal sien of jou geluk beter is as myne." Maar indien enigiets, was dit erger. Toe die paar die volgende aand van die tafel opstaan, het hulle meer as £5,000 van hulle werkgewers geld spandeer. Maar die vasberade Jelend was so optimisties soos altyd. "Ons het 'n goeie 9 weke voor ons, voordat die boeke ondersoek sal word," het hy gesê. "Ons moet die spel uitspeel en alles sal regkom." McFoy het daardie aand na sy kamers teruggekeer, 'n pyn van skaamte en berou. Wanneer hy saam met Jelend was, het hy krag van hom geleen, maar alleen het hy die volle gevaar van sy posisie herken, en die visioen van sy ou wit gekepte moeder in Engeland, wat so trots was, toe hy sy aanstelling ontvang het voor hom opgereis en hom met walging en waansin gevul. Hy was steeds besig om op sy slapelose bed rond te rol, toe sy Japaneese bediende die slaapkamer binnekom. Vir 'n oomblik het McFoy gedink dat hy die lang verwagte uitbraak gekom het en het vir sy revolver geduik. Toe, met sy hart in sy keel, het hy geluister na die boodskap wat die bediende gebring het. Jelend was onder en wou hom sien. Wat op aarde sy op daardie tyd van die nag wou hê? McFoy het hastig aangetrek en ondertoe gestorm. Sy metgesel met 'n strak glimlag op sy lippe, wat weerspreek is deur die doodsbleekheid van sy gesig, het in die dowwe lig van 'n eensame kers gesit, met 'n stukkie papier in sy hande. "Jammer om jou wakker te maak, Willie," het hy gesê. "Geen afluisteraars, veronderstel ek." McFoy het sy kop geskud. Hy kon homself nie vertrou om te praat nie. "Wel, dan, ons klein speletjie is uitgespeel. Hierdie nota het by my huis opgewag. Dit is van Moor, en dit sê dat hy maandagoggend sal afkom vir 'n ondersoek van die boeke. Dit laat ons in 'n benarde posisie." "Maandag?"
het McFoy na asem gesnak. Vandag is Vrydag. Saterdag, my seun. En 3 voormiddag. Ons het nie veel tyd om in rond te draai nie. Ons is verlore, het McFoy geskree. Ons sal wees, as jy so helse lawaai maak, het Helen kras gesê. Doen nou wat ek jou sê, Willie, en ons sal dit nog deurmaak. Ek sal enigiets doen. Enige iets. Dis beter. Waar's jou whisky? Dis 'n aardige tyd van die dag om jou rug styf te moet kry, maar daar moet geen sagtheid by ons wees nie of ons is weg. Eerstens, ek dink daar is iets verskuldig aan ons verhouding, dink jy nie? McFoy het gestaar. Ons moet saam staan of val, weet jy? Nou ek vir een is nie van plan om my voet onder enige omstandighede binne 'n misdadiger se beskuldigde bank te sit nie. Sien jy? Ek is gereed om dit te sweer. Is jy? Wat bedoel jy? Het McFoy gevra terwyl hy terugdeins. Hoekom man? Ons moet almal sterf. En dis net die druk van 'n sneller. Ek sweer dat ek nooit lewend gevang sal word nie. Sal jy? As jy nie wil nie, laat ek jou aan jou lot oor. Goed, ek sal doen wat jy ook al dink is die beste. Jy sweer dit? Ja. Wel onthou, jy moet so goed wees soos jou woord. Nou het ons 2 volle dae om weg te kom. Die seilskip Matilda is te koop, en sy het al haar toebehore en baie blikkies kos aan boord. Ons sal môreoggend die hele lot koop, en wat ook al ons nodig het, en daarmee wegkom. Maar eers sal ons alles wat in die kantoor oor is, opruim. Daar is 5000 soewereine in die kluis. Na donker sal ons hulle aan boord van die seilskip kry, en ons kans waag om Kalifornië te bereik. Daar is geen nut om te huiwer nie, my seun, want ons het nie 'n spook van 'n kans in enige ander rigting nie. Dis dit of niks. Ek sal doen wat jy aanraai. Goed, en sorg dat jy môre 'n helder gesig op het, want as môre die wenk kry en voor maandag kom dan... Hy het op die syssakkie van sy jas getik en na sy vernoot gekyk met oë wat vol van onheilspellende betekenis was. Alles het goed gegaan met hulle planne die volgende dag. Die Matilda is sonder moeite gekoop, en hoewel sy 'n klein vaartuig was vir so 'n lang reis, as sy groter was, sou 2 manne nie gehoop het om haar te vaar nie. Sy is gedurende die dag met water voorsien, en na donker het die 2 klerke die geld van die kantoor afgebring en dit in die ruim geberg. Voor middernag het hulle al hulle besittings versamel, sonder om agterdog te wek, en om 2 uur in die oggend het hulle hulle vasmeerplek verlaat en stilletjies tussen die skeepvaart uit beweeg. Hulle is natuurlik gesien en is beskou as ywerige seiljagvaarders wat op pad was vir 'n goeie lang Sondagvaart. Maar daar was niemand wat gedroom het dat daardie vaart sleg sou eindig, of aan die Amerikaanse kus, of op die bodem van die Noordstille Oseaan. Met inspanning en moeite het hulle groot seil opgesit en hulle voorseil gehuis. Daar was 'n ligte briesie uit die suidooste en die klein vaartuig het vinnig op haar pad gegaan. 7 myl van die land af het die wind egter gaan lê, en hulle het stil gelê, op en af bewegend op die lang duining van 'n glasagtige see. Die hele Sondag het hulle nie 'n myl gevorder nie, en in die aand het Yokohama steeds langs die horison gelê. Maandagoggend het Randolph Moore van Yedo afgekom en reguit na die kantore gegaan. Hy het 'n wenk van iemand gekry dat sy klerke hulle self bietjie versprei het, en dit het hom buite sy gewone roetine laat afkom. Maar toe hy by sy plek aankom en die 3 juniors in die straat vind met hulle hande in hulle sakke, het hy geweet dat die saak ernstig was. "Wat is dit?" het hy gevra. Hy was 'n man van aksie en 'n nare kerel om mee te doen te hê wanneer hy sy topmaste laat sak het. "Ons kan nie inkom nie," het die klerke gesê. "Waar is meneer Jelland? Hy het nie vandag gekom nie. En meneer McFoy? Hy het ook nie gekom nie." Randolph Moore het ernstig gelyk. "Ons moet die deur afbreek," het hy gesê. Hulle bou nie huise baie solied in daardie land van aardbewings nie, en in 'n ommesientjie was hulle almal in die kantoor. Natuurlik het die ding sy eie storie vertel. Die kluis was oop, die geld weg, en die klerke gevlug. Hulle werkgewer het geen tyd in gesprek verspil nie. Waar is hulle laas gesien? Op Saterdag het hulle die Matilda gekoop en vertrek vir 'n vaart. Saterdag? Die saak het hopeloos gelyk as hulle 2 dae voorsprong gekry het, maar daar was steeds die skaduwee van 'n kans.
Hy het na die strand gehaas en die oseaan met sy verkyker bestudeer. My God, het hy uitgeroep, daar's die Matilda. Ek ken haar aan die helling van haar mas. Ek het my hand op die skirke na alles. Maar daar was selfs toe 'n probleem. Geen boot het stoom opgehad nie en die gretige handelaar het nie geduld gehad om te wag nie. Wolke het opgebou langs die rand van die heuwels en daar was elke teken van 'n naderende weersverandering. 'n Polisieboot was gereed met 10 gewapende manne daarin en Randolph Moore het self die roer geneem toe sy uitskiet in agtervolging van die windstil seilskip. Yelland en McFoy, wat moeg wag vir 'n briesie wat nooit gekom het nie, het die donker spikkel gesien wat uit die skaduwee van die land uitgespring het en groter geword het met elke swoosh van die roeispane. Na mate sy nader gekom het, kon hulle ook sien dat sy vol mense was, en die glinstering van wapens het vertel watter soort manne hulle was. Yelland het gestaan en leun teen die roer, en hy het na die dreigende lig, die slap seile en die naderende boot gekyk. Dis klaar met ons, Willie, het hy gesê. By die Here, ons is die 2 mees ongelukkigste duiwels, want daar's wind in daardie lug, en nog 'n uur sou dit na ons gebring het. McFoy het gekreun. Daar's geen nut om dit te versag nie, my maat, het Yelland gesê. Dis die polisieboot sonder twyfel, en daar's ou Moor wat hulle dryf om soos die hel te roei. Dit sal $10 werk vir elkeen van hulle wees. William McFoy het in die kant gehurk met sy knie op die dek. My moeder, my arme ou moeder, het hy gesnik. Sy sal in elk geval nooit hoor dat jy in die beskuldige bank was nie, het Yelland gesê. My mense het nooit veel vir my gedoen nie, maar ek sal dit vir hulle doen. Dis geen nut nie, Mac. Hier's die pistool. Hy het die revolver oorgehaal en die kolf na die jongeling gehou, maar die ander het daarvan weggekrimp met klein hyge en krete. Yelland het na die naderende boot gekyk. Dit was nie meer as 'n paar 100 tree weg nie. Daar is geen tyd vir nonsens nie, het hy gesê. Verdeksels man, wat is die nut van terugdeins? Jy het dit gesweer. Nee, Yelland. Wel in elk geval, ek het gesweer dat niemand van ons gevang sou word nie. Sal jy dit doen? Ek kan nie. Dan sal ek dit vir jou doen. Ons kan ons kaarte weggooi. God seën jou, ou maat. Die roeiers in die boot het hom vorentoe sien leun. Hulle het 2 pistoolskote gehoor. Hulle het hom oor die roer sien dubbelvou. En toe, voordat die rook opgeklaar het, het hulle gevind dat hulle iets anders gehad het om aan te dink. Want op daardie oomblik het die storm losgebars, een van daardie kort skielike windvlae wat algemeen is in hierdie see. Die Matilda het oorgehel, haar seile het uitgebol, sy het haar leikant in 'n golf geduik en was weg soos 'n verskrikte takbok. Yelland se liggaam het die roer vasgedruk en sy het 'n koers reg voor die wind gehou en weggefladder oor die stygende see soos 'n stuk papier wat wegwaai. Die roeiers het hard gewerk, maar die seilskip het steeds vooruit geskiet en binne 5 minute het dit in die stormwrak geduik om nooit weer deur sterfelike oë gesien te word nie. Die polisieboot het teruggekeer en Yokohama bereik met die water wat halfpad tot by die dwarsbalke gewas het. En dit was hoe dit gekom het dat die seilskip Matilda met 'n vrag van 5000 pond en 'n bemanning van 2 dooie jong manne oor die stille oseaan begin seil het. Wat die einde van Yelland se vaart kon gewees het, weet geen mens nie. Hy kon in daardie storm gesink het, of hy kon opgetel gewees het deur een of ander slim handelaar, wat aan die goudgeld vasgehou het en sy mond toegehou het. Of hy mag steeds aan die vaar wees, in daardie uitgestrekte watervlak, noord na die Beringstraat gewaai, of suid na die Maleise eilande. Dis beter om dit onvoltooi te laat, as om 'n ware storie te bederf, deur 'n etiket daarvoor uit te dink. Lekker slaap.